Goeiemôre elkeen, ek welkom julle in die naam van ons wonderlike Here Jesus Christus en is weer 'n voorreg om vanoggend vir julle 'n boodskap te kan bring. Soos almal weet, is ek 'n onderwyseres. En vir my is dit maar makliker om mense prakties iets voor te dra. So ek het 'n praktiese prop, soos wat hulle in Engels sal sê, wat ek vanoggend gaan gebruik as deel van my boodskap, maar voor ek aangaan wil ek ook net vir almal sê aanlyn baie welkom by vanoggend se diens. Ek glo en vertrou elkeen gaan iets interessants vanoggend uit hierdie boodskap kry. So ek tema my boodskap vanoggend, God se lig was altyd die volgende tree. 'n Flits in die donker. My teksvers kom uit Psalm 119 vers 105 wat sê: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ek gaan dit herhaal. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Soos ek sê, dese flits, ons almal weet wat 'n flits is. Het jy al probeer in die donker sonder 'n lig? Ja. Of 'n flits? Ons almal weet hoe dit voel as die krag af is, as Eskom besluit, okay, dit is weerkrag. Of jy sê jy ken jou huis en jy weet waar alles is. Maar sodra die krag af is, stamp jy jou toon, of jy loop teen 'n stoel vas, niks in die huis het verander. Net die lig is weg. Is dit ook nie hoe ons soms voel nie? Ons ken die Here, ons dien hom, maar dan ewe skielik, kom 'n siekte, jy voel alleen, jy ervaar 'n verlies, jy is onseker oor wat gebeur, finansiële probleme, huweliksteleurstellings, die lysie hou nie op. Ewe skielik voel alles net donker en dan sê jy, Here, waarheen nou? Wat doen ek nou? As ons kyk na die flits, en ons sit hom aan, en is 'n bietjie lig, maar as jy die flits voor jy uithou, behoort jy so 3-4 meter voor jou te kan sien. So dan behoort daarop so 'n bietjie lig vir jou te kan wees. Nou vanoggend wil ek my boodskap in 4 gedeeltes opbreek. Die eerste punt is, God beloof nie altyd sonlig, maar lig vir die pad. Soos ek reeds gesê het, Psalm 119 vers 105 sê, en ek gaan die vanoggend uit die Engels gedeelte ook lees, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Dit sê nie dat die Here die lig vir die hele dorp sal voorsien. Hy sê nie dat die Here die lig vir die hele jaar gaan voorsien. Maar hy sê hy's 'n lamp vir my pad. 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. In die Bybelse dae moes hulle klein olielampies gehad het met olie in, sodat hulle kon stap in die aand kon sien waarheen hulle gaan. Maar daai olie was nie genoeg om hulle kilometers en kilometers en kilometers ver te gaan. Dis net genoeg vir die volgende paar tree. En dis genoeg. Dis wat die Here sê, dis genoeg. Ek is genoeg. Die bietjie lig wat ek vir jou gee wanneer jy loop, dis al wat ek wil hê jy moet ervaar. God wys nooit vir ons die hele pad. Net die volgende tree. Ek meen as ons almal weet wat volgende gaan gebeur, ek dink dat maak ons sekere tye ander besluite. Jy weet dit gaan gebeur, so ek gaan eerder dit. Jy weet dit gaan gebeur, so ek doen eerder dit. Maar dalk vra iemand vanoggend, hoe gaan my familie eendag reg? Wat gaan met my gesondheid verder? Hoe lank het ek nog om te gaan? Dan sê God, moenie bekommerd wees oor môre nie. Vandag is ek reeds hier. Ek voorsien reeds daai klein bietjie lig wat jy nodig het om deur hierdie dag te kan kom. Soos ek voorheen gesê het, as ek nou hierdie ene gaan aansit, ons verbeel ons is 3 tot 4 meter ver wat ons kan sien. En as jy begin loop met jou flits, dan gaan die lig saam met jou. Die lig staan nie stil nie en jy beweeg uit die lig uit nie, dit gaan saam met jou. So werk geloof ook. God staan nie stil nie, hy loop die pad saam met jou. Hy sê stap en ek volg jou.
met die lig wat jy nodig het om deur die dag, deur jou probleme, deur jou situasies te kan kom. Punt nommer 2. 'n flits werk net as dit aangeskakel word. As ek die flits in my hand hou, en ek sit hom nie aan nie, is hy nutteloos. Het julle al ooit 'n flits gehad sonder 'n battery? Of die battery was fout? Was hy dan enige nut vir jou gewees? Nee. Die flits lyk perfek, maar daar's een ding wat fout is. Dit werk. En dit wil ek koppel aan baie Christene lyk mooi van buite, maar geestelik is hulle batterye gaan. Hoeso? Hulle gaan jare kerk toe, lees die Bybel van voor tot agter 15, 20 keer. Hulle het baie kennis, maar ergens langs die pad het hulle dit net gedoen omdat hulle dit moes doen. Hulle hou op bid, hulle hou op dankbaar wees vir dit wat elkeen van ons elke dag kry, en hulle hou op vertrou vir dit wat die Here vir elkeen beloof het. Dan word ons lig dowwer. En Jesus sê vir ons, hy is nie iemand wat die lig gee nie, hy is die lig. So verbeel ons, dis donker, ek loop, die flits is af. Gaan die flits my kan help? Miskien, as iemand my wil aanval en ek daarom iets swaars om hulle mee aan te val, maar sonder die lig, sonder daai bietjie lig, beteken hy niks. Daar's geen krag nie. Net so moet ons ook elke dag vir die Here vra vir 'n bietjie krag, sodat ons liggie kan skyn. Sodat die liggie wat hy vir ons gee, elke keer deur ons kan skyn. Jesaja 40 vers 31 sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Jy sit vanoggend hier, jy sê, Here, ek weet hoe ek vanmiddag gaan voel nie, ek weet hoe ek môre gaan voel, ek weet hoe ek dit kan doen nie, maar die Here sê, wag vir my, ek gaan vir jou daai bietjie lig wees, wat jy nodig het, om deur die dag te kan kom. Hy beloof nie nuwe knieë nie. Hy beloof nie oë wat kan sien nie. Maar hy beloof krag van binne. Al sien jy niks rondom jou nie, al voel jy nie die wind wat waai, die bietjie lig wat die Here vir jou gee, is wat jy nodig het om deur die dag te gaan. Punt nommer 3. Mense dra lig verder as wat jy dink. En nou sit soms van tyd van ons hier, ons raak ouer, jy dink vir jouself, ek beteken niks verander nie. Ek is half, die Engelse woord wat hulle sê, I'm a burden to other people. Maar die Here het jou lantern aangestel. Hy het jou lig hier laat skyn. Al dink jy niemand let op nie. Jy is dalk net daai klein liggie wat vir iemand 'n boodskap stuur om te sê, die Here het jou lief vandag. Ek het aan jou gedink vandag. As ons gaan kyk na 'n vuurtoring, dit beweeg nie rond nie. Dit staan getrou vas. Dit gee wat dit nodig het vir daai dag. Aan die Here voorsien. Die kleinste hoeveelheid lig. Ek dink soms is lig iets wat ons vanselfsprekend neem, maar lig dan baie ver. Matteus 5 sê, moenie laat julle lig skyn nie, net wanneer julle jonk is, maar wanneer julle grys hare ook het. En ek dink dit is die tyd wat jy die meeste vir ander mense jou lig kan laat skyn. Want as ons gaan terugdink baie jare terug, wat is die een ding wat jy onthou as jy 'n kind is? Die persoon wat vir jou die meeste stories vertel het, die persoon wat vir jou die meeste goedjies gewys het, is dit die ouma en oupa nie? Die mense met die grys hare, die mense met die wysheid, die mense die se liggie geskyn het, al dink hulle beteken soms niks. Dis die een ding wat jy aan vas. Ek dink altyd terug na my ouma met die skyp gemaak het. Dis die een ding wat haar liggie, soos wat haar liggie geskyn het, wat ek sal onthou. Maar geloof werk ook so. Die een lig steek die ander lig aan. Hoe ons is en hoe ons met ander mense praat en met hulle deel, so word elke persoon se geloof bietjie sterker. Ek deel my storie met jou, jy deel daardie storie met iemand anders en so bou ons mekaar se geloof.
So steek ons mekaar se liggie aan. So kan ons ander mense bereik. En hier sit jy soms en jy dink, ek beteken eintlik maar nie veel nie. Maar so beteken jy meer vir ander. Waar jy werk, waar jy met mense gesels. Soms is dit die klein goedjies wat hulle in jou sien, wat hulle laat besef. Die ene se geloof is sterker as wat ek gedink het dit is. En ek dink soms in die werksplekke is dit maar weer moeilik, want jy is so geset op ek moet dit en dit en dit doen, dat jy soms jou geloof bietjie op sy stel, want die werk moet gedoen word, en die mense maak jou kwaad, en die dinge gebeur nie soos wat jy wil hê dit moet gebeur nie. Dan moet jy vir 'n sekonde of 2 net stil staan en sê, Here, laat my lig skyn soos wat jy wil hê dit moet skyn. Ek kom op by punt nommer 4. God stap saam met ons in die donker. Ons stap nooit alleen nie. Soms dra hy ons, soos wat daai baie bekende gesegde sê, voetspore. Jy het 1 ryspore gesien, maar dit is die Here wat jou gedra. Jesaja 42 vers 16 sê, ek sal die blindes lei op 'n pad wat hulle nie ken nie. Hy sal jou ergens heen vat wat jy onbekend is, of wat onbekend is vir jou. Maar dis juist die doel. Hoe anders gaan ons geloof in hom groei, as ons die hele tyd dieselfde ding, op dieselfde tyd, op dieselfde dag doen. Daarom sê hy, ek neem jou op 'n pad wat nie bekend is aan jou. En God sê, nie vind self die pad nie. Hy sê, ek lei jou deur dit. Psalm 23 sê mooi vir ons, hy sê, al loop jy deur 'n dal van doodskaduwee, sal jy geen onheil vrees, want ek is met jou. Of dit nou is deur die aand wat jy nie kan slaap nie, of dit is dat jy sit en bekommer oor jou gesondheid, dat die Here sê, ek is daar. Ek is die lig vir daardie pad wat jy nodig het om te kan stap. Dan wil ek eers so dink aan Abraham. God het vir hom gesê, gaan na die land wat ek jou sal wys. God het nie vir hom gesê, okay, jy moet eers gaan besoek en dan gaan dit en dit doen nie. Hy sê, gaan na die land wat ek vir jou sal wys. Hy weet nie wat aangaan nie, hy verstaan nie hoekom altyd nie, maar die Here het 'n doel gehad. Net so die Here ook 'n doel met elkeen van ons. Of ek nou vandag hier sit, of môre winkel toe gaan, die Here het 'n plan met jou lewe. Die Here het 'n plan met daai liggie wat jy moet skyn, sodat ander mense die pad kan sien. Daar's 'n gesegde wat sê, soms is ons enigste doel net om 'n liggie te wees vir ander. Jy brand jouself uit om vir ander die pad te kan wys. Onthou, die Here gee nie altyd al die antwoorde vir ons op een slag nie. Jy het 20 probleme, hy gaan nie al die 20 probleme op dieselfde tyd oplos nie. Hy gee vir jou dit wat jy nodig het vir die dag, om die antwoorde op elkeen beslag te kry. Baie van ons het al deur donker valleie gegaan. Begrafnis op begrafnis op begrafnis. Operasie op operasie, hospitaal in, hospitaal uit. Siektes, vandag voel jy so, môre het jy 20 ander kwale by, die dag na dit het jy 50 ander kwale by. Jy moet afskeid neem van mense wat belangrik is vir jou. Jou finansies is nie wat dit moet wees nie, en jy sit en wonder, Here, waar gaan ek 'n R5 kry vir môre se brood? Maar tot dusver het jy alles oorleef, tot dusver het jy alles gekom, omdat jy sterk genoeg was, omdat die Here vir jou voorsien het, omdat hy die liggie was wat jy nodig gehad het, om deur daardie moeilike situasies te kan kom. Ek wil julle moet dink aan 'n nagwag of 'n security. Hulle dra flits in die aande. Die flits is daar nie om die donker vir hulle weg te vat, nie om hulle probleme vir hulle weg te vat. Net genoeg lig te gee, sodat jy veilig kan loop. As jy om die gebou moet loop, is dit genoeg lig vir jou om die gebou te kan kom. Maar dis wat God ook doen. 'n Flits kan baie dinge doen vir daardie nagwag in die aand. Maar as dit weer oggend raak, kan die flits nie die sonlig vervang nie. Die flits kan nie die donkerte vervang nie, maar dit gee vir jou genoeg lig vir jou volgende tree, vir dit wat jy volgende moet doen. En dan sê die Here, moenie alles self probeer doen nie.
moet nie alles self probeer uitwerk nie, want dit is toch wat ons doen. Ons sit in 'n situasie en 'n probleem en jy sit en dink, Here, ek gaan dit en dit en dit doen, ek gaan dit, miskien moet ek met dit doen. Wat die Here sê vir ons, hy het al reeds voorsien. Moenie bekommer oor môre nie. Fokus op vandag. Hou vas aan God se hand. Hy sal die lig vir jou volgende tree voorsien. En die volgende een. En die volgende een. Tot waar jy is, waar hy wil hê jy moet wees. Die Here self sal ons lig vir ons wees. 'n flits is nie gemaak om in 'n laai te lê nie. Hy is gemaak om te skyn en vir jou lig te wys. Net so, jy is gemaak om te skyn daar waar jy is. By jou werksplek, tussen die mense wat jy elke dag sien, waar ook al jy mag wees. Jou doel is gemaak om 'n lig te wees vir ander, soos wat die Here die lig is vir jou op die pad wat jy stap. God gee ons elkeen nog elke dag die asem wat ons asem in die oggende wat ons opstaan. Daar is nog 'n doel vir jou lewe. Jy het nog 'n doel. Jou liggie is nie besig om dood te gaan nie. Jou battery is nie besig om pap te raak. Jy skyn nog, want die Here het 'n doel vir jou lewe. Eendag sal ons nie meer 'n flits nodig hê. In Openbaring 21 sê dit vir ons, God gaan self vir ons ewige lig wees. Tot daardie dag, hou aan stap, tree vir tree. Gelei deur die lig wat die Here elke dag aan ons voorsien. Onthou, wees die lig vir iemand anders. Sien en ervaar die lig wat die Here elke dag met jou doen. En dankbaar vir ons het ons nie meer weerkrag so vir 'n rukkie nie, maar indien daardie oomblik kom, onthou, dit mag wel donker buite wees, maar die Here is binne in jou. En daardie lig, dit wat jy beteken vir ander, is meer as genoeg. Dis meer as wat jy nodig het, en jy is meer as wat jy dink jy is. Kom ons sluit ons oop. Here, dankie dat U saam met ons vanoggend kon wees. Here, ek vra dat U saam met elkeen wat gaan waar ons deur die res van die dag gaan, Here. Here, ek sê dankie dat ons 'n kort woord kon deel, dat elkeen van ons ietsie daaruit kon kry. Here, ek vra dat U elkeen sal versterk, dat U elkeen sal laat sien, dit wat hulle deurgaan, situasies, probleme, dat U die lig op hulle pad is, dat U die lamp vir hulle voet is, dat waar ook al hulle voet sal neersit, die tree sal trap, Here, dat U dit sal verskyn, dat U dit sal verhelder, dat hulle kan sien, ek is, want U is by my. Here, ek vra dat die wat voel, dat hulle soms minder is, of dat hulle nie altyd 'n doel het, die Here, vra dat U hulle harte en hulle gedagtes weer sal hernuwe, Here, dat U vir hulle sal wys, dat hulle is die lig, dalk nie vir hulle self nie, maar dat hulle die lig is vir iemand anders. Here, ek vra dat U elkeen se geloof so sal versterk, Here, en as ons in situasies sit, vra dat U net elkeen se oë sal oopmaak. Al is dit donker en die enigste lig wat jy sien is die sterre daar buite. Vra ek dat U saam met elkeen moet wees. Here, ek vra dat U sal voorsien en elkeen se nood is. Ek vra nie dat enigeen van ons het verdien, maar net uit U genade.